Goeienaand, welkom by ons aandgesprekke van die Psalms. Vanaand Psalm 42. Ek dors na die Here. Geloof is om te glo wat jy nie sien en ervaar nie. Dis om seker te weet dat God daar is, al voel jy nie so ver van hom af. Psalm 42 en 43, as ons dit as 'n geheel neem, word in 3 dele verdeel. En elkeen eindig met die refrein: waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Psalm 42 vers 6 en 12 en Psalm 43 vers 12. Die digter is eerlik. Hy is in vertwyfeling. Hy verkeer in moeilike omstandighede. Psalm 42 vers 7. Uit my vertwyfeling roep ek na u hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die klein berg af, waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. En wat dit nog erger maak, is dat sy vyande hom hieroor oor sy God bespot. Vers 10 tot 11. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het u my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teenstanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Die digter worstel oor die diepste moontlike geloofsvraag. Waar is God nou? Waar is hy in my nood, bespotting, vertwyfeling? Deur die eeue bied hierdie gewilde psalm troos en bemoediging, juis omdat dit met sulke geweldige eerlikheid die worsteling tussen die mens en sy verhouding met God verwoord. Ons kan dit saam sing in ons seer en gebrokenheid, in ons pyn en vertwyfeling. Dit sny diep tot agter die pleisters en die grimering wat soos 'n godsdienstige sousie deur ons mense oor die diep snye en die plooie van ons werklikheid gesit word. Die digter vra, hy het nie self 'n antwoord nie, maar hy roep homself op om in die geloof vas te hou, om aan te hou hoop, nie omdat hy so sterk is nie, maar omdat hy bly glo in die beloftes van die Here, omdat die Here sy God is, gee hy nie totale moed op nie, omdat die Here sy helper en sy God is, hou hy aan, smeek. Die antwoord het heel wat later gekom, toe die digter sy 3-malige verwagting waar geword het. Dit het waar geword op 'n dag, die dag toe Jesus Christus na die aarde gekom het. Dit het waar geword toe Jesus alles, ook die nood, die sonde, die bespotting en die dood aan die kruis oorwin het. Dit het waar geword toe Jesus deur God verlaat is, sodat ons nooit weer deur hom verlaat sou word nie. Dit het waar geword toe sy Heilige Gees uitgestort is en binne in ons kom tent opslaan het, om ons hoop en vreugde en geloof te kom gee. Ons worsteling in die teenwoordigheid van die Here, te midde van die gespot van die wêreld, duur tot vandag te voort. Ons kan maar daaroor eerlik met die Here wees. Nou, vanuit die vervulling en in verhouding met Jesus Christus kan en moet ons onsself en mekaar in die geloof opwek as die vertwyfeling oor ons kom. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so moet ek smag na God. Ek moet dors na die lewende God. Ek kan en moet op hom vertrou. Ek doen en sal weer 'n loflied sing. Hy is my helper. Hy is my God. Goeienaand.